Môre, dis Maandag die 19de Januarie en ek hoop die Here ontmoet jou vandag rustig daar waar jy sit. Dalk met 'n koppie koffie in jou hand of dalk met 'n besluit wat swaar lê. Maandag toets 'n mens en selfs in ons huishouding vandag het dit ons getoets. Maar uiteindelik is ons hier en vandag praat God stil en duidelik. Vandag gaan ons aan in Genesis 24 vanaf vers 34 tot 51. En hierdie gedeelte leer jou nie net dat God lei nie, maar hoe om sy leiding te erken. Die prentjie is baie eenvoudig. Die dienaar sit by 'n tafel. Die kos is voor hom. Die huis is reg voorberei. In daardie wêreld was gasvryheid 'n saak van eer. Daar was plek gemaak vir die kamele, water om die voete te was en kos vir die gas. Maar die dienaar eet nie eers nie. Hy praat. Hy sê, ek is 'n dienaar van Abraham. En dan doen hy iets wat mense vandag nog nodig het. Hy vertel die hele storie. Hy vertel van Abraham se roeping, van God se seun, van Isak as die seun van belofte. Hy vertel van die eed, die sending, die gebed by die put. En hoe Rebekka presies op daardie oomblik gekom het. En hoor mooi, hy manipuleer niemand nie. Hy druk dit nie af van hulle kele nie. Hy speel geensins op hulle emosie nie. Hy bring alles in die lig. Dis hoekom hierdie gedeelte so sterk is vir 'n dag soos vandag. Want baie mense wil God se wil hê, maar hulle soek dit net in 'n gevoel. Hier wys die Here vir ons 'n beter pad. Waarheid kan vertel, getoets en erken word. En dan kom die kernsin. En dit is in vers 50. Van die Here het hierdie saak uitgegaan. Daardie sin is nie net mooi nie, dis 'n les. Net gou, die Hebreëse woord wat hier agter lê, is yatsa. Dit beteken uitgaan, voortkom, sy oorsprong hê. Met ander woorde, hulle sê, hierdie besluit het nie net uit mense se planne gebore geword nie. Dit het by God begin. En nou wil ek dit vir jou vasmaak met net 3 merkers. 3 eenvoudige dinge wat jy vandag kan leer om God se leiding te onderskei. Eerstens, God se leiding pas by God se beloftes. Die dienaar se storie is nie 'n nuwe plan nie. Dit loop op Abraham se beloftelyn. Tweedens, God se leiding kan eerlik vertel word. Jy hoef nie mense te forceer nie. Wat van die Here af is, kan in die lig staan. Dan derdens, God se leiding bring vrede, nie verwarring of dwang nie. Let op hoe die familie antwoord. Hulle stry nie. Hulle maak nie ander planne nie. Hulle erken, ons kan met U nie goed of kwaad spreek nie. Dis soos om te sê, ons sien God se hand. Ons gaan nie teen hom beklei nie. En nou, hier is ons brood vir ons maandag. As jy voor 'n besluit staan, vra nie net wat voel reg nie. Vra ook, pas dit by God se woord? Kan ek dit eerlik in die lig vertel? En bring dit die vrede wat saam met gehoorsaamheid kom? En dit wys alles na Jesus toe. Want die grootste, dit kom van die Here in die Bybel, is die kruis en die opstanding. By die kruis wys God sy wil, redding vir sondaars. Nie deur verdienste nie, maar deur genade. En die opstanding sê vir die wêreld, hierdie plan het nie by mense begin nie. Dit het van God gekom. Dis hoekom jy vandag kan rus. God trek mense, God lei, God red. Kom ons bid saam. Here onsse God, dankie dat U nie in skadu werk nie, maar in die lig. Here, leer my om U hand raak te sien en om waarheid lief te hê. Here Jesus, dankie dat U die duidelike weg van verlossing oopgemaak het deur die kruis en die opstanding. Heilige Gees, gee ons vandag die onderskeiding, gee ons rus en lei ons in gehoorsaamheid. Laat ons vandag met vrede kan sê, dit het van die Here uitgegaan. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou vandag,
Jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. As jy Jesus nog nie ken nie, kom na hom toe. Hy vergewe, hy red en hy gee 'n nuwe begin. En as jy hom ken, rus vandag in sy genade. Want onthou, God was al klaar besig met wat jy vandag sien. Ek hoop jy het 'n geseënde Maandag.